Goeiemôre. Het is allemaal wonderlik om so saam in die huis van die Here te wees en ook wonderlik klok te hoor lui en te weet dat die boodskap ook reg deur die wêreld klink soos wat die klok ook deur die dorp gaan. Kom ek begin neer te sê baie welkom hier in die huis van die Here en draai gerus na mekaar toe, groet mekaar net. Stel jouself voor. Sê vir hulle wat jou gunsteling roomys is in die middel van die winter. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stilte. Dan sal ek vir ons 'n foto voorlees vanuit Openbaring 15, waarna ons dan ook gaan reageer op die foto met die woorde van die boek 169 heilig, heilig, heilig. Daarna sal ek die seën ook uitspreek en dan gaan ons direk oor na Vlam 104 wat begeleidingsgroep vir ons gaan speel. So ek gaan vra dat 'n paar oomblikke stil raak, dan gaan ek vra dat ons ook staan daarna vir die foto en dan sal ons van daar af die res van die diens ingaan. Wees ook welkom om enige tyd te sit as jy voel die knie of die koue of die emosies raak te veel. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil, raak ons ook net teenwoorde op die besef van raak ons bewus van God se unieke teenwoordigheid hier vanoggend. Kom ons staan. Openbaring 15 vers 3 lees ons, hulle sing toe die lied van Moses, die diensknegt van God. Dit is ook die lied van die lam wat so lui. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Regverdig en betroubaar is u paaie, o koning van die nasies. Wie sal dan nie vir u ontzag hê nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Al die nasies sal kom en in aanbidding voor u neerval, want u regverdige dade is geopenbaar. Dis dieselfde Here in wie se naam ons ook vanoggend by mekaar kom. In die diens begin, kom ons reageer dan ook op hierdie foto met die woorde heilig, heilig, heilig.
drie-enige God, die driemaal heilige God groet julle ook vanoggend en sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Die Here wat ons sondes vergewe, die Here wat goed is, roep ons ook om uit dankbaarheid vir hom te lewe.
En deel hiervan om my dankbaarheid te verstaan is wie ons sou wees as ons buite Jesus is. En ook hoe ons moet leef as gevolg van die Heilige Gees wat in ons woon. En daarvoor het ons die wet. En op 'n keer het hulle vir Jesus gevra om probeer vasvra wat is die belangrikste gebod. Vanoggend lees ons dus dan ons wet voor, juis met hierdie gedeelte. Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stilte en dan gaan ons oorgaan na ons volgende skyfie waar ons interaktief dan ook vir die Here gaan vra vir vergifnis. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Reageer nou op God se wet met die woorde van 2 Samuel 24. Ons het swaar gesondig met wat ons gedoen het. Waarlik, ons was baie dwaas. En dan die wonderlike nuus, dat almal wat opreg hulle sondes voor die Here bely, sal hy vergewe soos wat hy ook beloof in 1 Johannes 1 vers 9 wanneer ons lees, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Kom ons reageer dan nou hierop, ons gaan staan, dan sing ons 'a new commandment I give unto you, en ons bly dan ook staan vir ons geloofsbelydenis. Kom ons bely ook, ons geloof ook nou saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Mag rus sit. Dit is ons gebruik om op die deel van die erediens 'n familiemoment te hê of 'n familiefokus en as nie ongelukkig het ons net een Franse prinses hierso en ek sal vir Jan miskyk, ek sien hy kyk so 'n bietjie rond, maar ek wil vanoggend 'n ander vraag vra en as jy is van oorblaai daarna 1 Petrus 1 vers 16. Vandag se tema draai om God se heiligheid. Soos Petrus daar vir ons ook leer sê hy, wees heilig want ek is heilig. En ek wil graag hê dat julle in julle families en in julle gesinne vinnig na mekaar toe moet draai en net vra, wat beteken die woord heilig en wat beteken die woord skynheilig? Kom ons gesels vinnig daaroor. Kom ons hoor of iemand my kan help. Dit is nogal 'n woord wat ons so goed ken en maar moeilik verstaan. Hierso wil ek kans vat ek. So sy sê, as jy heilig probeer lewe, dan is dit dat jy die wil van God soek, maar skynheilig is dat jy net wil hê ander mense moet dink jy doen dit. Nog gedagtes, ek wil ten minste 3 antwoorde hê, laat ons net die dit Frankryk 'n antwoord of is. Nog gedagtes daarbo. Nog iemand. Gerja, gaan jou target. Wat het julle gesê? Julle daar? Het voel soos die weermag, bedoel jy nou? O. Ja. So die vorige gedagte, dit is as mens hierdie twee nou verbind is, dis jy wil hê mense moet dink jy doen dit, maar jy wil dit nie eintlik doen nie, of jy gee voor. 'n Laaste gedagte, die in die blok. Henk. Dankie, ja. Baie dankie vir die antwoorde. Eentjie daar gesê is om bewus te wees van die, ek parafraseer nou maar, dat God perfek is en terselfdertyd dat ek nie is nie. En ek dink die skynheiligheid is amper teenoorgestelde daarvan. En hy sê dat jy is bewus van jou eie perfektheid, maar jy is eintlik nie. Ons gaan nou reageer op hierdie gedeelte deur net saam te sing, lees jou Bybel, bid elke dag want dit gee jou krag, as ook 'n belydenis daarvan dat ons volgens die wil van God lewe deur die krag wat hy ons gee deur sy woord. Kom ons sing saam, lees jou Bybel, bid elke dag.
Ons gaan volgende lees uit Jesaja 6 uit. En soos ons al 'n paar keer genoem het, probeer ons die kategese materiaal volg en omdat ons ook 'n familiekerk is dit lekker dat ons as gesinne en families saam kan praat oor dieselfde inhoud. En ons het 'n paar temas weens verskeie redes in die vorige kwartaal gemis, soos wat maar gebeur. En vanoggend wil ek graag opvang op die laaste een. Die laaste een, die storie van die roeping van Jesaja wat ons vind in Jesaja 6. En hierdie verhaal wys vir ons aan juis soos wat Henk ook al gesê het, hoe Jesaja reageer op God se heiligheid. En daarom kan ons by Jesaja leer hoe ons ook moet reageer op God se heiligheid. En gaan begin deur te verduidelik wat die agtergrond is van Jesaja, of van hierdie gedeelte van Jesaja in vers 1 tot 4, en hoe dit ons ook wys op God se ewige heiligheid. En daarop gaan ek afsonderlik ook kyk hoe Jesaja dan reageer met nederigheid, heiligmaking en roeping. Ek gaan hierdie twee gedeeltes ook net vir ons eie, om onsself te help, net apart ook lees, maar voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë. Dankie Here vir hierdie wonderlike geleentheid om hier by mekaar te kom op 'n Sondagoggend. Dankie dat ons ook weet, U is met ons, U werk deur ons en U werk ook in ons. En ek wil kom vra dat U Heilige Gees ook vir ons hierdie skrif sal oopbreek, dat ons insig en wysheid kry wat net van U afkom, wat alle verstand te bowe gaan. Ek vra waar ons ook elkeen op 'n unieke plek is in ons lewens met unieke uitdagings, dat ons bewus sal wees vanoggend dat U elkeen ken. En daarom vra ons ook dat U vir elkeen 'n boodskap sal kom gee en dan sal heroriënteer volgens U heiligheid. Nie omdat dit verdien nie, op grond van die belofte van die Seun Here Jesus Christus wat gesê het in Sy naam sal ons vra, ja in Sy naam die een wat gesterf het vir ons gesond is en opgestaan het op die derde dag. Ons bid dit in Sy naam alleen. Amen. Ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit dan ook opgeskrywe staan in Jesaja 6, van vers 1 tot 4. In die sterfjaar van koning Usia het ek my Heer sien op 'n hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die tempel gevul, die serafs het bo hom gereed gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 vlerke het elkeen sy gesig bedek. Die 2 het hy sy voete bedek. Met 2 het hy sy voete bedek en met 2 kon hy vlieg. Hulle het na mekaar geroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here, die heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die drempel het gebewe en die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword. Sover die woord van die enigste en lewende Here, ons sal nou aangaan van vers 5. Ons sien hier in vers 1 dat daar vir ons vertel word van Jesaja se visioen. En dit word vertel in die sterfjaar van koning Usia. En hierdan word ons herinner aan God se heiligheid reeds in die eerste vers. Want volgens 2 Kronieke 26 vers 16 en 23 het Usia gesterf van melaatsheid. Melaatsheid wat hy as straf ontvang het, want hy wou sy mag op die priesterdom wat God ingestel het, afforceer. En hy wou God se heiligdom onteer. En dis begin hierdie gedeelte met 'n herinnering aan God se heiligheid. En dan sien ons hoe die herinnering ook tasbaar raak. In vers 2 vertel Jesaja van serafs met 6 vlerke, wat ons natuurlik herinner ook aan Openbaring. Die gedeelte in Openbaring wat ons ken wat sê, die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke. En hierdie lewende wesens gaan dan aan sê, word daar vir ons gesê sing, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en kom. Soortgelyk aan Jesaja se 3de vers wat sê, Heilig, heilig, heilig is die Here heerser oor alle magte. Die Here is vol van sy heerlikheid. Ja, deur die eeue klink hierdie woorde, Heilig, heilig, heilig is die Here. 3-maal heilig is die drie-enige God,
Van die begin af regeer Jesaja voor die apostel Johannes se oë en tot in ewigheid, want ons God is heilig. En hierdie heiligheid manifesteer dan ook fisies. Vers 4 sê vir ons, die tempel het vol rook gekom. Net soos in Exodus 19 vers 18, toe die Here die wet kom gee, die hele berg Sinaï het in rook ons gestaan, omdat die Here in vuur daarop neergedaal het. En natuurlik Openbaring 15, daar waar ons fotum ook vandaan kom, en die tempel is met rook gevul, vol van die heerlikheid van God en sy mag. En daarop het God se heiligheid nie net fisiese implikasies vir die werklikheid of vir die wêreld om hom nie, maar ook vir Jesaja. En dit het ook implikasies vir ons. Want God gee die opdrag in Levitikus 11 vers 44, ek is die Here, julle God. Julle moet julle self heilig hou, wees heilig, want ek is heilig. En Jesaja reageer dan op 3 maniere op hierdie heiligheid. In vers 5 sien ons hoe hy reageer met nederigheid. In vers 6 en 7 sien ons hoe hy reageer met wat ek noem heiligwording, hoe hy heilig gemaak word. En dan vers 8 tot 13 sien ons hoe hy reageer met roeping. Met dit in gedagte, kom ons luister verder na die woord van die enigste en lewende Here, Jesaja 6 vanaf vers 5. Ek het gesê, wee my, want ek is verlore. Want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning van die Here, heerser oor alle magte gesien. Een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou sondeskuld het gewyk. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. Toe hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. Hy het gesê, gaan sê vir die volk, luister goed, maar moenie verstaan nie. Kyk goed, maar moenie begryp nie. Maak die harte van hierdie volk ongevoelig, maak hulle ore doof en smeer hulle oë toe, sodat hulle nie sien met hulle oë nie, met hulle ore nie hoor nie, en met hulle harte nie verstaan nie, en nie terugdraai en genees word nie. Daarop vra ek, tot wanneer my Heer? Hy het geantwoord, tot die dorpe vervalle lê sonder inwoners, die huise sonder mense is, die land verval tot 'n woestyn, en die Here die mense ver wegdryf, en die verlatenheid in die land groot is. As daar nog 'n tiende in die land is, sal die land weer aan verwoesting uitgelewer word. Tog sal by hulle 'n stomp oorbly, soos van 'n terebintboom en 'n eikeboom, wanneer hulle neergevel is. Die stomp van die land is 'n heilige geslag. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Soos ons genoem het, word Jesaja gekonfronteer met God se heiligheid. En hy reageer op 3 maniere, hoe ek die teks ook indeel. Vers 1 reageer hy met nederigheid, wat dan lei in vers 6 en 7 na heiligwording, en vers 8 tot 13 'n roeping. Wanneer Jesaja in vers 5 gekonfronteer word met God se heiligheid, wanneer hy besef hoe heilig God is, reageer hy met die woorde, wee my, want ek is verlore. Hy besef en erken in daardie oomblik dat hy ver tekort skiet, en dat as dit by God se standaard kom vir sy lewe, sukkel hy om daarby uit te kom. En hou in gedagte, hier is reeds die 6de hoofstuk van die boek Jesaja. Jesaja dien al die Here as 'n profeet vir 5 hoofstukke. En wat maak Jesaja dan met daardie bittere gevoel? Daardie gevoel van mislukking en minderwaardigheid? Verdedig hy homself?
Deur te sê hoe hy eintlik goed is en hoe God se oordeel verkeerd is of verkeerd uitgedruk word. Speel hy die victim of die slagoffer en sê dis God se skuld omdat hy hom 'n onhaalbare standaarde skep. Blameer hy die wêreld want dit maak nie saak of hy reg en verkeerd lewe nie, dis reeds so sleg. Nee. Jesaja reageer met nederigheid. 'n woord wat te min gebruik word deesdae. Hy erken dat hy nie goed genoeg is nie en dat hy God se hulp en God se genade nodig het. En daarom sê hy ook verder in vers 5, want ek is 'n mens met onrein lippe by 'n volk met onrein lippe woon ek. Jesaja is selfbewus. Soos 'n kaal man sonder klere het hy niks om weg te steek nie. Hoe reageer ek en jy? Reageer ons ook soos Jesaja met nederigheid of veg ons teen God se heiligheid? Rebelleer ons teen sy vereistes? As ons sondaar die wet hoor, reageer ons met Here, leer my die regte pad? Of sê ons in ons hart, hoekom is die kerk so voorskrifklik? As die preek verkeerde gedrag aanspreek, reageer ons met ja, dit klink soos my buurvrou of my kollega by die werk. Of reageer ons eerder met Here, help my om hierdie sonde uit my lewe te sny. As jy skuldig voel oor jou gebrek aan kerkbywoning, vermy jy die kerk omdat jy sê mense is judgy, ek voel hulle oordeel my as ek weer gaan. Of sê jy genoeg is genoeg, ek moet aanpassings maak in my lewe. En sien, hierdie alles is 'n kwessie van die hart. Die anatomie van die hart. En hiermee verwys ek nie na gevoelens nie, maar eerder na 'n hart wat beteken jou diepste binneste. Die ensiklopedie van die Bybel, 'n dokument wat help om woorde te verstaan en te definieer die Hebreëus Leibaf of die Grieks kardia, wat vertaal word as hart, as the inner man, the function of the mind where man remembers, thinks, the heart, the seat and center of all physical and spiritual life. Nou, die laaste gedeelte, the heart, the seat of and center of all physical life. Die sitplek, die sentrale beheersentrum van alle fisiese, liggaamlike en geestelike lewe. En ons ken hierdie definisie van die hart ook goed in Afrikaans met 'n gesegde soos jou huis is waar jou hart is. Of sy hart sit op die regte plek. En die Here Jesus Christus leer ons self ook in Matteus 15 vers 18 en 19 'n soortgelyke definisie. Maar wat by die mond uitgaan, kom uit die hart. En daardie dinge maak die mens onrein. Uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, valse getuienis en lastering. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom is 'n hoogmoedige hart 'n teken daarvan dat jy jouself op die troon van jou hart plaas. Nie God nie, jouself op die troon van jou hart, en dit sal altyd misluk. En gewoonlik is hierdie hoogmoed in jou blindekol. Soos 'n checker 60-60 mannetjie sit jou hoogmoed daar in jou blindekol. En jy kan hom eers sien wanneer jy van bane probeer verwissel. Ja, Jeremia self leer vir ons, die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Dan antwoord die Here vir Jesaja, ja, die hart is bedrieglik, mense verstaan dit nie. Ek, die Here, deursoek harte en toets niere, om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. En daarom kan jy slegs jou hart toets, deur bewus te word van God se heiligheid en sy
Die Here ken die hart. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil en dink net na oor hierdie refleksievraag. Waar in jou lewe kan jy meer nederig word? Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. God is heilig. Dit dryf ons tot nederigheid en ook heiligwording. Sien, omdat Jesaja reageer met nederigheid, verhef die Here hom. In vers 6 sien ons hoe die seeres van die Here met 'n gloeiende kool aan Jesaja se lippe kom raak. Die woord heilig beteken hier afgesonder en besonders. Dit het reeds vroeër daaraan geraak, maar heilig beteken meer spesifiek as net iets wat kan toegeskuif word. Dit is iets wat besonders uitgekies is, geoormerk word, wat pas by die Here. En in Afrikaans verwar ons maklik hierdie woord heilig met die woord skynheilig. En dis verskriklik hartseer. Want die woorde is eintlik antonieme, teenoorgesteldes. Hierdie voorvoegsel skyn verwys na valsheid, soos 'n mirage of die Afrikaans ligspieeling. Soos die glans op die teerpad wanneer jy in die somer daarop ry, wat lyk soos water en as jy nader kom verdwyn dit. En besef jy dat dit net 'n weerkaatsing is. So is die skyn in skynheilig. Dit is slegs 'n illusie van heiligheid. Maar net omdat daar skynheilige mense is, en sommige selfs van hulle in die kerk sit, beteken dit nie dat ware heiligheid nie bestaan nie. Ware heiligheid bestaan juis in die drie enige God, wat volkome heilig is, wat driemaal heilig is. En aan gelowiges word daar beloof dat hulle heilig gemaak sal word wanneer hulle met hom versoen is. Soos Jesaja se sondes vergeef is, en soos wat hy ook met God versoen is, word ons ook deur die kruisdood van Jesus versoen met God. Sy sondeoffer skeur die voorhangsel, wat 'n fisiese uitbeelding is van hierdie versoening, van hierdie verbintenis met God wat herstel is. En dit lei dan tot heiligmaking, of van die menslike perspektief af, noem ek dit heiligwording. Hierdie heiligwording is nie 'n byproduk of 'n toeval of 'n toevalligheid van Jesus se offer nie. Dit is juis die ontwerp daarvan, die ontwerp van sy redding. Soos wat die drie enige God dit beloof het in die Ou Testament, kom dit tot vervulling in die Nuwe Testament en word dit 'n werklikheid in ons lewe. Ons lees in Jeremia 32: Ek sal aan hulle eengesinde harte gee en een pad, sodat hulle altyd vir my ontzag sal hê, tot hulle eie beswil en die van hulle kinders na hulle. Met ander woorde, God beloof dat hy ons harte gaan verander. Paulus verduidelik dan ook vir ons hoe hierdie belofte vervul word, wanneer hy vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot die Here Jesus Christus kom. En weer eens is dit nie per toeval nie.
Dit gebeur nie noodwendig nie. God bewaar ons en heilig ons deur die kruisdood van Jesus. Soos wat Paulus dan ook later vir ons in Hebreërs 10 vers 14 sê. Want deur een offer het hy hulle wat heilig word vir altyd vervolmaak. Daarom is hierdie heiligmaking ook en heiligwording gegrond op 'n eenmalige offer, maar proses wat dadelik aanhou. Dis 'n daaglikse afsterwe van die ou en 'n opstanding van die nuwe deur die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Of dan, soos Paulus dit ook stel, my plek verloor daarso. In 2 Korintiërs 3 vers 18. En ons almal terwyl ons met die onsluierende gesig die heerlikheid van die Here aanskou soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Ja, hierdie heiligwording word beloof deur die Vader, is gegrond op Jesus se kruisdood en opstanding, en word werklik in ons deur die Heilige Gees. En dan sien natuurlik 'n vraag, hoe? Hoe werk dit? God beloof dit in die Ou Testament. Hy beloof hy sal die harte verander. Hy beloof hy doen dit as 'n drie-enige God. Jesus self leer vir ons hoe, wanneer hy in Johannes 17 vers 17 bid tot die Vader en vra, heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Dit beteken dat die krag van die Heilige Gees in ons bewerk word deur die onverganklike woord en skrif van ons God. Ja, individueel wanneer jy stilte hou en wandel in God se woord deur die week, maar spesifiek deur die samekoms van die gelowiges, wat sy woord eers stel en hiernatoe kom om daaroor na te dink. En hierdie is geen verbasing nie. Dis geen nuwe inligting nie, want God beloof in Eksodus 31 vers 13, jy moet vir die Israeliete sê, my sabbate moet julle beslis onderhou, want dit dien as 'n teken tussen my en julle vir al julle komende geslagte, sodat julle kan weet dat ek die Here, die een is wat julle heilig. God self heilig ons. En daarom dan sien ons hierdie twee watte of twee engines wat God gebruik om ons te verander. Ja, hierdie onderhouding van die Sabbat is 'n teken dat God ons heilig. Ja, miskien is daar uitsonderings. Mense wat op afgeleë plekke bly of in vervolgde lande, mense met erge siektes of enige ander praktiese beperkings. En hierdie gaan ek nie spesifieke uitspraak lewer van die kansel af nie. Maar ek vra die vraag, hoe baie Olimpiese atlete oefen net in hulle huise agter geslote deure? Hoeveel Comrades wenners oefen slegs op 'n treadmill by die huis? Hoeveel kragoptellers oefen sonder gewigte? En hoeveel te meer is dit nie waar vir ons geloof nie? En ek sê dit nie omdat ek wil hê dat die hele land gelowig moet wees, dit uitleef en dat ons kerke vol moet word nie. Maar primêr omdat dit God verheerlik wanneer ons hom gehoorsaam. En daarom terselfdertyd vier ek elke gelowige wat vandag hier is. Elke gelowige wat getuig van hulle heiligwording deur vanoggend hier te sit. In 'n land wat vervalle is, waar ons later gaan praat, is dit 'n absolute wonderwerk. Kom ons raak stil en dink oor hierdie vraag. Hoe leef jy jou heiligwording en hartsverandering uit?
God se heiligheid dryf ons tot nederigheid, heiligwording en roeping. Omdat Jesaja in nederigheid reageer op God se heiligheid en God hom dan self heilig, word hy geroep. Hy word opgesaal tot diens van die Here met 'n spesifieke roeping. Jesaja reageer in vers 8 op die woorde, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan, met die woorde, hier is ek, stuur my. Ons sal sê dat hy met ander woorde leef uit dankbaarheid. En daarom dien sy voorbeeld ook vir ons, of sy reaksie ook as 'n voorbeeld vir ons. Hier is ek, stuur my. En wat is dan die gevolg van Jesaja se gehoorsaamheid aan God? Mislukking. Of althans mislukking uit 'n menslike perspektief. Meer as 90% van die land word uitgelewer en daar bly slegs 'n stomp oor, sê vers 12 en 13 vir ons. Sien in hierdie gedeelte sien ons dat die Here verwag van Jesaja om te gaan preek, maar nie dat mense hom gaan verstaan nie. Nie dat hulle harte gaan terugdraai na God nie. Ja, God verwag diensbaarheid van Jesaja sonder resultate. En daarom is die vraag, is jy bereid om die Here te dien as jy nie menslike resultate kry nie? Ek weet ek sal sukkel om vir 'n hardkoppige gemeente te preek. Ek weet ek sal sukkel om my beste te gee as 'n tiende van vandag se mense oorbly. As slegs hierdie regterkant se kolom vir my kom luister, sal dit vir my moeilik wees. Maar ek sal moet. Want God vereis onverdeelde trou aan hom en dit word aan ons elkeen gestel. As nederige en heilig wordende gelowiges is die vraag, is jy bereid om God te dien en jou roeping uit te leef sonder resultate? Is jy bereid om te sing tot eer van die Here as die orgelpype vals is of 'n projektor ophou werk? Sal jy met dieselfde oor luister na die woordverkondiging as daar net 3 banke se mense in hierdie kerk is? Sou jy met dieselfde ywer vir die kerk werk en jou kosbare tyd vir die Here gee as hier nie 'n enkele persoon onder 70 kerk toe kom nie? Sal jy bereid wees om vir die res van jou lewe hierdie kerk te dien as dit agteruit gaan? En hierdie is ongelukkig meer relevant en minder hipoteties as wat ons wil hê dit moet wees. Kyk na Suid-Afrika en kyk na ons kerke. Die Afrikaanse populasie krimp. Navorsing sê het ongeveer 2,3 kinders per gesin nodig om 'n volgende generasie te vervang. Maar ons het slegs 1,5 per gesin. En vat na die 1,5 wat ons wel het 'n groot aantal reeds die buiteland ingevaar. Soos baie van julle reeds weet en vandag nog sien. Verder sit ons met 'n groot geestelike wat ek noem reproduction probleem. Replikasieprobleem. Geestelike voortplanting probleem in die sin dat wêreldwyd het daar 'n generasie geval om hulle geloof aan die volgende generasie oor te dra. Van die hand tot die mond val die pap op die grond. Die erfenis van ons kerke is verwaarloos en boonop is daar nog ander invloede soos sekularisering, relativisme, seksuele revolusie en transhumanisme en klomp ander goed wat ons kan noem, wat ons geestelike lewens aanval en hierdie kerke laat krimp. En daarom, alhoewel ons hoop dat dit nie so uitdraai soos die tyd van Jesaja nie, is dit nie oordenkbaar dat in ons leeftyd daar slegs 'n stomp van die huidige kerk kan oorbly nie. En dan vra die Here vir jou en hy vra vir my of jy bereid sal wees om in die koue nat winters van die Kaap op te staan. Selfs al loop sy kerk leeg. Sal jy bereid wees om hierdie gemeente te kom dien met 'n jip
en 'n knieg wat sukkel, te vir die res van jou lewe, selfs al is daar nie resultate nie. Die menslike antwoord is nee, maar die gelowige antwoord is ja, dit moet wees. Hierdie vereiste van God om te dien sonder resultate is ook nie nuut nie. Ons sien dit in Jesaja se tyd. Was dit ook so dat net 'n stomp oorgebly het, en selfs in die vroeë kerk word daar getuig met die woorde the blood of the martyrs is the seed of the church. Die kerk is gebou op die bloed van vervolgde Christene. En Clement van Rome, 'n opvolger van Petrus, skryf juis aan die gemeente in Korinthe iets soortgelyk met die woorde, there we go. Ye fools, compare yourself unto a tree. Take a vine. First it sheddeth its leaves, then a shoot cometh, then a leaf, then a flower, and after these a sore berry, then a full grape. Ye see that in a little time the fruit of the tree attaineth unto mellowness. Sien, Clement leer hier dat die dienswerk van 'n wingerdboer nie altyd vrug dra nie. Die wingerd gaan deur winter. Sy blare val af en verdroog. Dan kom daar 'n loot en 'n blaartjie. En eendag dalk 'n bloeisel. En selfs wanneer die korrel begin vorm, is dit eers 'n suurbessie voordat dit 'n druif word. Slegs vir 'n klein tydperk word die vrug gesien. En dit mag selfs wees in ons lewens, dat ons nooit die ware vrug sien van die werk wat die Here van ons vereis nie. Dat ons hom moet dien deur die winters, deur die blaarelose seisoene en selfs in die suurbessie tyd. Sal jy hierdie stomp dien? Hier is die les. Die Here het jou geroep. Die Here het jou geroep om hom te dien, presies daar waar hy jou geplaas het. En glo my, hy maak nie foute nie. Jy is hier vir 'n rede. Nie om gedien te word nie, maar om te dien, soos wat jou Here ook gekom het om te dien en sy lewe gegee het as losprys. Gaan jy daardie roeping uitleef? Kom ons raak stil met die vraag, waar in jou lewe en die kerk moet jy jou roeping uitleef? Vandag het ons gekyk na die roeping van Jesaja aan die hand van Jesaja 6, vers 1 tot 13. En ons het gesien hoe die profeet Jesaja verander is deur die driemaal heilige God, soos wat hy vandag ons ook verander. Want dit is die noodwendige reaksie van gelowiges op God se totale heiligheid en majesteit.
Eerstens lei God se heiligheid ons tot nederigheid. Want wanneer die bedrieglike hart van die mens gekonfronteer word met God se onbuigsame heiligheid, val alle hoogmoed weg en herken gelowiges hulle hulpeloosheid. Tweedens volg daar heiligwording of heiligmaking, want soos Jesaja se lippe geraak word die sondaar deur die volkome offer van Christus aan die kruis gereinig. Hierdie hartsverandering is nie 'n illusie of 'n uiterlike skynheiligheid nie, maar 'n daaglikse lewende werklikheid wat deur die krag van die Heilige Gees en die getroue onderhouding van sy woord en Sabbat in die geloofsgemeenskap gevoed word. Laastens loop dit uit op roeping. Die vrygespreekte gelowige antwoord met onvoorwaardelike dankbaarheid en diensbaarheid, gereed om God te gehoorsaam selfs aan hierdie wêreld en die kerke waarskynlik krimp en daar bloot 'n stomp oorbly. Ons dien nie God vir menslike resultate of uiterlike sukses nie, maar ter wille van sy ewige eer en heerlikheid. Mag ons soos die profeet Jesaja reageer op die 3-maal heilige God van die heelal met nederigheid, heiligwording en roeping tot eer van God ons Here. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend hier te kan staan. Dankie vir die voorreg om te kan weet dat U die een is wat regeer oor ons lewens, die heilige God van die heelal. Vanoggend kom bid dat U ons sal help om hierdie boodskap uit te leef. Dan wil ek ook kom bid vir die in ons gemeente wat swaar kry. Ek dink aan oom Koos en oom Afer wat herstel. Ek dink ook aan Sanet Bosman se familie wat rou. Ook Dani Janse van Rensburg en enigiemand anders met mediese uitdagings. Here, ons wil kom bid dat hulle U sal ken. Dat U die geneesheer, hulle sal genees as dit U wil is. En as dit nie is nie, dat hulle ook sal weet dat U in beheer is. Ek wil soortgelyk dan ook om bid vanoggend se deurkollekte, die teologiese skool. Here, ek wil vra dat U ook daar teenwoordig sal wees. Here, dat U verheerlik sal word deur die werk wat daar plaasvind, deur die onderrig wat daar is, dat hulle U sal ken en dat hulle ook soos ons vanoggend gekonfronteer sal wees met U heiligheid, dat hulle harte ook sal verander waar dit nodig is om U te dien. Maar dan ook vir die skole wat weer begin. Here, mag dit ook 'n plek wees waar die geloof sigbaar word vir almal wat dit nodig het. Ons bid dit nie omdat dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons sal nou sit en reageer op hierdie woordverkondiging met die woorde: die Heer het opgestaan. Daarna direk oor na die dankoffers toe, die diakens en kollektante wat daar help, kan gerus dadelik oorgaan daarna toe en dan sal ek ook die familienuus uitlig.
om die Here te dien met julle dankoffers. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons ook uit U oorvloed mag gee. Ons bring hierdie dankoffers as teken van ons liefde en erkenning dat alles aan U behoort. Ons bid dat U die gawes sal seën en gebruik tot uitbreiding van die koninkryk. Mag dit help om U naam te eer en mense na U toe te lei. Here, ons wy onsself ook opnuut aan U toe. Nie net ons geld nie, maar ons hele lewe. Dankie vir U troue sorg en genade elke dag. In Jesus se naam. Amen. Vinnig net kyk na die afkondigings of die familienuus. Jy sal sien, die blaadjies is maar kort omdat dit vakansie is. Dinge kom natuurlik weer aan die gang. Ek wil eerstens net uitlig. Daar is koffie. Dit is lekker koffie. En dit is koud, so kom maak gerus 'n draai, as jy nog nie het nie. Hier langs aan in die saal, ontmoet nuwe mense, leer name. As jy nie iemand se naam ken nie, kom vra my, dan sal ek hulle vra. As jy regtig graag wil, maar dit is belangrik ook. En dan natuurlik met die winter, wat so kom en gaan, daar's nog steeds kaggelhout te koop. Baie geluk aan almal wat verjaar. Ek het nou nog nie gekyk wie vandag verjaar nie, maar Max Paxton, Elsa Biskuman en Ernst van der Merwe, is een van julle hier, is baie geluk, en dan ook almal wat die week verjaar. Dan net die nota oor die deurkollekte, wat daar vir die kweekskool gaan. En dan wil ek veral in die vakansietyd uitperk, iemand het my ook al vanoggend vertel, van iemand wat gebed nodig het, as jy weet van iemand, positief of negatief, ons wil graag bid en ook op ons familienuus deel. Ons sal kontak maak voordat ons dit opsit, maar vir enige beleidskap, maar dan ook enige beproewings of ondersteuning. Kontak gerus die kerkkantoor en sê vir ons, dan ook die katedrese begin volgende week, die 26ste, en Sam het gevra, dat net hierdie program ook deel is. Was aan die begin van die diens ook op, ons sal sien wat hulle alles beplan. En dan Jacques de Priester verkoop goed. As jy nog nie daarby uitgekom het nie, of wag vir Payday, is 'n geleentheid om ook saam as gemeente iets pretsaam te doen, kuns te beleef. Daar's natuurlik carry en reis ook, en as iemand sukkel met die bedrag, kontak gerus ook die kerkkantoor as jy dit graag wil bywoon, dan maak ons 'n plan of 'n reëling daar, of as iemand wil borg, is jy self ook welkom om iets by te woon. So herinner jy aan die kermis wat op hande is, September is nader as wat mens dink. July, August, September, en dan is ons daar. Gaan 'n lekker tyd wees, hou die datum in gedagte, maar raak ook betrokke. En dan natuurlik die familiekamp, einde daarvan. Kom ons sluit af
met ons laaste lied. Ek het en dan gaan ek die seën uitspreek daarna, dis heilig, heilig. Kan ek die vlamnommer, vonknommer onthou nie, maar heilig, heilig is die Here. En dan daarna gaan ek die seën uitspreek en dan sluit ons af met die Onse Vader. En hê dan ook 'n lekker Sondag. Mag ons, soos die profeet Jesaja, reageer op die driemaal heilige God van die heelal met nederigheid, heiligwording en roeping tot eer van die Here. Gaan dan uit met die Here se seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.